Goeiedag almal en welkom by Kleipot. Welkom by die eerste episode op my nuwe YouTube kanaal. Ek is verskriklik opgewonde hieroor. Vir die eerste episode het ek besluit om 'n kleipot te maak en vir julle presies te verduidelik wat ek bedoel wanneer ek sê ons almal is 'n kleipot. So, maar voordat ek daarin gaan, kom ons begin hierdie video reg en ons buig die hoofde en ons bid gegamel saam. Liewe Heer, baie dankie dat ons hier so kan wees en dankie vir hierdie geleentheid dat ons U naam kan grootmaak en meer kan leer van U, liewe Heer. Gaan asseblief saam met die persoon aan die ander kant van hierdie skerm. Help hulle asseblief om te kan luister na wat ek sê en te kan verstaan wat ek sê, liewe Heer. En gaan asseblief saam met my, liewe Heer, sodat ek die regte woorde sal sê met verheerliking in U naam, dat ek eer kan bring aan U en sodat ek die regte goeie sal sê, sodat ek nie verkeerd gaan praat nie. Vra dit in U naam alleen. Amen. Nou kan ons begin, mense. Ek is verskriklik opgewonde. Soos ek sê, ek het gegaan en ek het 'n kleipot gaan maak. Dit was ongelooflik pret geweest. Ek het elke oomblik daarvan geniet. En nou gaan ek vir julle, sodat julle goed kan verstaan presies wat ek bedoel deur die video, gaan ek eers vir julle wys presies stap vir stap hoe om 'n kleipot te maak. Nou die kleipot wat ek gemaak het is 'n tipe van 'n survival kleipot. So dis nou nie op 'n bankie wat draai of enige sulke goeders nie, is sommer net met die hand gevorm met bietjie klei. Maar as nou genoeg gepraat daaroor, kom ek wys julle presies stap vir stap hoe om 'n kleipot te maak. Stap 1 van om 'n kleipot te maak is redelik vanselfsprekend. Jy kort klei. So die klei wat ek gebruik het, was klei wat ek gekry het by my pa wat hy 'n ruk terug in 'n myn bymekaar gemaak het om iets mee te maak en hy het dit toe vir my gegee om my kleipot mee te maak. Die tweede stap van om die kleipot te maak is baie belangrik en dit is dat jy die klei moet sif. Jy moet seker maak dat al die klippies en vuiligheid uit die klei uit is. Dit moet 'n skoon bol klei wees of skoon kleistof in my geval. Die klippies in kleimengsel gaan as jy hom later aanbak te warm word, dan veroorsaak dit dat jou klei, jou pot kraak en dan breek. Die derde stap is waar dit begin pret raak, is waar jy jou hande bietjie begin vuil maak. Dis nou waar jy die klei moet nat maak en dan dit te begin brei. En jy moet dit lekker brei, laat dit lekker, jy moet dit deurbrei sodat al die klei nat word en in die mengsel ingewerk word, sodat dit so goed as moontlik kan bind met mekaar om 'n taierige storie te maak. Maar dan kan jy dit lekker vorm, so speelklei amper, maar nou net om 'n pot mee te maak.
Stap 4 is waar jou innerlike kunstenaar moet uitklim. En dit is nou waar jy daai bal klei wat jy nou styf gebrei het, moet begin vorm. En nou moet jy hom vorm of dit nou op 'n spinbankie is en of dit met die hand net so is soos wat ek het gedoen het. Nou moet jy hom vorm in die pot in wat in jou gedagtes is. So jy moet maar net aanhou vorm totdat hy daarso is en in die vorm soos wat jy hom geimagine het. So nou het jy jou vorm wat jy gemaak het en nou wat jy moet doen is jy moet dit een kant sit sodat dit hy bietjie rus. Nou die rede hoekom hy moet rus is sodat hy, as jy hom nou net so vat en jy sit hom in die vuur, dan gaan hy dadelik kraak, want hy word te vinnig droog. So hy moet eers bietjie op sy eie dehydreer, amper soos biltong. Mens moet biltong ophang voordat jy dit kan eet, anders as jy hom te vinnig gaar maak of iets, dan word hy soos normale vleis, het word net dadelik gaar. Maar as jy hom nou ophang vir 2 of 3 dae, dat hy self op sy eie tyd dehydreer, dan word hy lekker biltong soos wat ons Suid-Afrikaners hom geniet. Nou is dieselfde met die kleipot, jy moet hom een kant sit vir so 7 dae min of meer, sodat hy kan stadig dehydreer en uitdroog, tot op 'n sekere punt waar hy genoeg uitgedroog is, sodat jy hom in die vuur kan sit om hom te bak. Look at those palm trees, damn! Stap 6 is waar jou kleipot nou bietjie gerus, hy's nou klaar gerus en nou gaan jy hom bak. So wat jy doen is jy sit hom neer op jou plek waar jy nou jou vuur gemaak en jy bak hom lekker dik toe met hout. Dan steek jy daai hout aan en jy hou aan om die vuur te voer met hout vir 'n hele halfuur lank, sodat hy lekker warm bak die heeltyd. Dan na daai halfuur, laat jy jou vuur net doodbrand en jy krap jou pot uit en jy sit hom ergens neer laat hy kan bietjie afkoel. Nou het hy warm gebak en hy is klip hard. En dit is jou finale stap wat jy nodig het om jou kleipot te maak. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love. I'm in it for the love. I'm in it for the love.
Stap 7, vat jy nou daai kleipot wat bietjie afgekoel het en nou kan jy hom begin gebruik. Hierdie is my kleipot wat ek gemaak het. Ek is nogals baie trots op hom. Dit is die eerste keer wat ek ooit so ietsie aanpak en ek moet sê ek is regtig verbaas op hoe dit uitgekom het. Dit soos ek sê, was ongelooflike pret gewees om dit te doen. Ek het elke oomblik van dit verskriklik baie geniet en nou kan ek hierdie pot gebruik vir wat ek dit voor ontwerp het. Stap 8 van hierdie hele ding is nou die gebruik van die pot. Nou hierdie kleipot wat ek hom voor ontwerp het, was spesifiek dat as ek 'n video maak op enige ander plek as hierdie nuwe studio wat ek gebou het, dan gaan ek ietsie vat van daai plek af en ek gaan dit hier binne insit as 'n memory van daai video wat ek daar gemaak het. So as ek 'n video maak by die see, sal ek sê nou maar 'n skulpie hier insit. Of as ek in die bos loop soos met my TikTok video's, dan sal ek 'n doring vat en hierso insit en dan aan die einde van die jaar of wat ook al is hierdie pot van my so vol herinneringe aan al die video's wat ek gemaak het met hom en waar hy saam met my gegaan het waar ek gaan jag of visvang of ietsie en dit is sy doel vir my. Elke ou se pot gaan 'n ander doel hê, maar vir my is dit sy doel. Nou dat julle presies gesien het, stap vir stap, hoe om 'n kleipot te maak. Ek is doodseker jy is daar by die huis. Nou wat 'n frek. Wat sê hierdie ou? Ek sê kleipot. Dis presies wat ek sê en ek gaan jou nou wys en verduidelik hoekom ek sê jy is 'n kleipot. Punt 1 van hoekom ek sê ons almal kleipotte is as jy terugdink aan stap 1 van hoe om 'n kleipot te maak, is dit dat jy moet klei kry. Nou, soos wat dit vir ons sê in Genesis 3 vers 19, net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en jy sal weer stof word. Nou, ek gaan vir julle hierso langs my nog 'n paar verse opsit wat ook wys uit die Bybel uit dat ons gemaak is van stof af. So, as ons nou wil verskriklik letterlik wees, 'n kleipot is gemaak van stof en ons is ook gemaak van stof. So dis punt 1 van hoekom ek sê ons is almal kleipotte. Die tweede punt hoekom ek sê dat ons almal kleipotte is net soos wat daai kleistof 'n bietjie water nodig gehad het voordat 'n mens dit kan begin brei, het ons die asem van lewe nodig gehad om in bestaan in te kom. Nou net so verduidelik hulle dit vir ons in Genesis 2 vers 7. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde. Hoor, daar is dit weer, stof van die aarde. En lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Hoe beautiful is dit nie? God het ons gevorm uit stof uit en die lewensasem in ons neus ingeblaas, sodat ons 'n lewende wese kan word. Nou hier is ons vir julle nog 'n paar versies wat dieselfde soort gelyk sê in ander stukke van die Bybel. Klei word gevat deur 'n pottebakker en dit word gevorm in die vorm in wat hy wil hê hoe sy pot moet lyk. Nou, God vat dit 'n stap verder. Hy sê in Psalm 139 vers 13: U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Hy het jou al gevorm, presies, perfek, in die skoot van jou moeder. Nog voordat jou ma geweet het dat jy daar is, het hy jou gesien en hy het jou gevorm en hy het die lewensasem in jou neus ingeblaas en gesê, my kind, jy is perfek. En hier is nog vir julle 'n paar versies
Net om te wys dat God ons elke liewe dag vorm in verskillende maniere. Maar hy is ons pottebakker. Ons is sy kleipotte. Hy vorm ons. Die volgende stap in die maak van die kleipot is dat jou gevormde kleipot nou moet gaan en hy moet eenkant gesit word sodat hy bietjie kan rus vir daai dehydrasieproses. Nou hier is ietsie wat met ons almal gebeur in ons lewens en ek weet vir ons as mense is hierdie 'n verskriklike moeilike ding. Is waar dit vir ons voel, ons word gevat en ons word eenkant gesit. En dit voel vir ons of ons alleen gelos word. Dit voel vir ons is daar en God staan hier. Dit voel vir ons, maak nie saak wat ons sê of doen nie, ons is heeltemal alleen. Ek wil vir julle 'n stukkie lees uit Deuteronomium 31 vers 6. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie. Julle nie alleen laat nie. God is altyd by ons. Maak nie saak wat nie. Hy chila nie 5 uur nie. Hy is 24/7 by ons. Altyd, altyd, altyd. Hy is lief vir jou. Hy het jou gevorm in jou moeder se skoot en hy het jou gesien en gesê jy is perfek, jy is my kind, ek is lief vir jou. En daarom, net soos wat die kleipot se vormer, die pottebakker, elke nou en dan gaan kyk na daai pot wat eenkant gesit is om seker te maak hy's nog alright. So kyk God elke liewe dag na jou, want hy is lief vir jou en hy's trots op jou, net soos wat die pottebakker trots is op sy produk wat hy gevorm het. En daarom sê ek weer eens, jy is 'n kleipot. Want God, ons pottebakker, is trots op jou en hy is elke liewe dag by jou. Maak nie saak wat se gevaar jy deurgaan of hoe alleen jy voel nie. Hy is altyd by jou en dit is vir my amazing. Ek love it, dit is beautiful. En dit laat my hart sommer so bly voel om te weet dat ons is nooit alleen nie. En ons hoef nie bang te wees vir enigiets nie, want God is aan ons kant. Die volgende stap in die vorming van die kleipot of die maak van die kleipot, dink ek is die ene wat ons as mense, waar ons vergelyk met die kleipot, die meeste struggle. Nou dit is waar ons die kleipot wat nou gerus het, vat en ons sit vir hom in daai kokende vuur. Nou ek weet, dit gebeur met ongelooflik baie van ons, dit gebeur met almal van ons. Dat daar's 'n tyd in ons lewens wat ons in die vuur is. Ons is in 'n tyd waar dit verskriklik sleg gaan met ons. Jy verloor jou werk, jy verloor jou kar, jy verloor 'n familielid, enige ietsie soos dit gaan net baie sleg met jou. En jy gaan deur hierdie moeilike tye, dit voel asof jy die heeltyd getoets word. So ek wil vir julle 'n stukkie lees hierso. Dit is Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. Die wêreld sal julle in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Julle, hierso is vir julle nog versies, asseblief gaan lees dit. Maar hoor julle wat God sê? Dit gaan moeilik gaan. Maar net soos wat daai kleipot in die vuur gesit word, sodat hy hard gebak kan word, word ons in moeilike situasies gesit, sodat ons sterker gemaak kan word vir die planne wat God vir ons het vorentoe. Want sien, ons kan nie net uit 'n rustende posisie uitgaan en in die wêreld ingaan nie. Ons sal breek, want ons is nog nie sterk gemaak nie. Ons moet deur moeilike goeters gaan, sodat ons sterk genoeg is, reg deur ons,
in die middel van ons, in ons kor hier in ons harte, in ons breins, sodat ons weet waardeur ander mense dalk gaan, sodat ons hulle kan gaan help. Jy kan nie iemand help wat sy werk verloor het, as jy nie daardeur gegaan het nie, want jy verstaan nie wat dit bedoel nie. So, God sit ons baie keer in die vuur. Maar dit is nie dat hy ons wil straf nie, dit is net sodat hy ons sterk kan maak, sodat hy ons kan gebruik vir sy ongelooflike groot planne wat hy vir ons het, vorentoe. So, wanneer jy deur moeilike tye gaan, ek kan dit nie presies onthou nie, maar een van die ander verse sê, wees bly. Want dit beteken God is besig om met jou te werk, hy is besig om jou sterk te maak. En dit is opwindend. Wanneer die pot uit die vuur uitgehaal word, is hy nou sterk genoeg om gebruik te kan word vir die doel waarvoor hy ontwerp was. Net so word ons ook uit die vuur gered deur God. Hy het ons hard gemaak, het ons sterk gemaak, sodat hy ons kan gebruik vir 'n spesifieke doel wat hy ons voorontwerp het. Nou, in Markus 16, vers 15, sê dit vir ons die volgende. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Soos vir julle nog 'n paar verse asseblief gaan kyk daarna ook, maar wat dit vir ons sê is, ons is gevorm vir 'n spesifieke doel en ons gaan gebruik word deur God om daai doel uit te leef, om sy wonderlike naam te gaan versprei. Want dit is ons enigste doel hierso as mense op die aarde, is om sy naam te verheerlik en te versprei na almal toe. Want dit is so ongelooflik alles wat hy vir ons doen. Ek meen, hy het vir ons dood gegaan, ons kan wraggies waarvoor hom lewe. En dit is net vir my, ek moet dit net so ingooi, hy het dood gegaan, maar hy is nie dood nie, hy leef. Hy is 'n lewendige, almagtige God. Maar hy het gesterf vir ons sondes en op die derde dag die dood oorwin. En hy het opgestaan sodat ons ook saam met hom die ewige lewe kan hê. En ek wou dit net laat sit, want dit is vir my ongelooflik belangrik. Maar so hy vorm ons, want hy weet ons het 'n plan. Hy het 'n plan met ons. En hy gaan ons uitstuur in die wêreld in, want hy weet nou, ons is deur hierdie hele proses van ons was stof gewees en hy het ons gevorm. Hy het vir ons die lewende asem ingeblaas. Hy het ons gevorm in hierdie pot in. Hy het ons laat rus waar ons kan regmaak word vir die brandende vuur waarin ons moes gewees het om sterk gemaak te word. En nou het hy ons al uitgehaal en nou weet hy, hierdie ou, papi, watch wat gaan hy doen. Hierdie ou gaan die hele wêreld sy mindset verander en hy gaan soveel mense na my toe bring. Of ewen moet hy dalk net een ou raak. Hierdie video wat ek maak moet dalk net een persoon raak. Dit is al wat hy moet doen. Ons weet nie wat God se plan is met ons nie. Net hy alleen weet presies vir wat hy jou gevorm en sterk gemaak het. Ons moet net op hom vertrou. En vertrou dat hy dit gedoen het vir alles net die beste vir jou en vir my. Die laaste punt wat ek vir julle wil sê, is dat 'n mens 'n verskriklike groot verskeidenheid potte en goeders vir ander snaakse dinge kry. As jy moet gaan en jy maak 'n pot soos wat ek gemaak het, gaan hy glad nie dieselfde uitkom nie. Want jy het 'n ander idee met daai pot. Jy het 'n spesifieke manier hoe jy wil hê hy moet lyk. Nou, dit vir daai presies dieselfde rede lyk ek en jy heeltemal anders van mekaar. Jy lyk soos wat jy lyk, perfek op jou eie manier, want God het jou so geskape, want hy het 'n spesifieke doel en 'n spesifieke plan met jou. En as jy nie gelyk het soos wat jy lyk nie,
sou jy nie dit kon uitrig nie. Ek praat nou van innerlike en uiterlike, want hy het jou fisies gevorm buite en hy vorm ons elke dag binne. Ek wil vir julle lees, ek seker julle het in hierdie tyd nou al verwag gegaan het vir julle lees, Jeremia 29 vers 11. Dit is 'n baie bekende vers, maar ek wil hê julle moet asseblief mooi luister wat hierso gesê word. Dis die Here wat praat. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek wil net weer vir julle nalees. Voorspoed en nie teëspoed nie. Nou, soos wat ek gesê het, ons gaan deur moeilike tye, maar dit is deel van God se plan. Jy weet, jy gaan nou so 'n klein stukkie gaan jy sleg hê. En dan gaan jy so 'n ongelooflike stuk net lekker hê. Dit gaan vir jou voorspoed wees. Dit gaan vir jou lekker tye wees. Dit gaan vir jou tye wees waar jy reg is, waar jy gevorm is, waar jy sterk gemaak is om vir God te kan werk. En hoe amazing is dit nie? Die Here weet wat hy vir jou beplan. Jy kan 'n dagbeplannertjie vat en jy kan daai hele ding gaan vol skryf. Beteken niks nie. Want jy kan nie verander wat die Here vir jou beplan het nie. As jy vandag 5 uur by die huis moet wees, sal jy 5 uur daar wees. As jy nie 5 uur daar moet wees nie, sal jy nie 5 uur daar wees nie. Alles gaan volgens God se skedule, nie volgens ons nie. Ons moet net op hom vertrou en luister na wat hy vir ons sê, want hy sal ons altyd op die regte paadjie hou. Daar sê julle. Nou weet julle stap vir stap hoe 'n kleipot gemaak word en punsgewys hoe ons kleipotte is. Want as jy die stappe met mekaar vergelyk, dit is presies dieselfde, net so 'n bietjie verander. Nou ek wil afsluit en julle los met hierdie. Dit is 2 Korintiërs 4 vers 6 en 7. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En julle, ons is kleipotte. As ek daai kleipot van my moet vat en ek hou hom hier so voor julle en ek maak so en hy val, gaan hy hier so val op die grond in stukkies. Maak nie saak hoe sterk ek hom gebak het nie. Nou net so, as ons nie deur God vasgehou word nie, gaan ons ook val en breek. Ons is nie sterk genoeg om ons probleme wat ons elke dag deurgaan en ervaar alleen aan te pak nie. Ons het God nodig in ons lewens om deur elke liewe probleem te gaan. Hy is die enigste oplossing vir al die probleme op aarde. Dit is vir my amazing en 'n ongelooflike voorreg om so 'n almagtige God te kan dien. Nou julle, hier is die einde van hierdie video. As julle daarvan gehou het, asseblief gee hom 'n like, subscribe vir die Kleipot YouTube kanaal. As julle my wil volg op ander sosiale media blaaie, ek is op Instagram en op TikTok. Ek post baie video's en fotootjies en goeders daarso op. Gaan follow my daarso as julle dit like. Comment vir my asseblief as julle enige video idee het of as daar ietsie spesifiek is wat jy graag wil hê ek moet behandel, dan sal ek 'n video daaroor maak en dit uitsit op YouTube, op TikTok en sommer freaking oral waar ek kan. Ek hoop julle het 'n ongelooflike lekker dag en totsiens.